10 Desember 1838. Afgesien van die gelofte, het Pretorius ook 'n streng gedragskode ten opsigte van eensgesindheid en gevegsoptrede vir sy manskappe neergelê. Die kommando het hierdie terrein, ongeveer 30 km suidwes van die huidige Vryheid, vanuit 'n heuwel in die weste, wat later as Vegkop bekend sou staan, genader. Hulle het die helling afgedaal en gevorder tot by die Nkomo-rivier. Sommige waans, die waans het in 4 geleedere getrek, was al deur die rivier toe die verkenners terugkeer en sê dat hulle die hoofmag van die Zulus by Nkutu omtrent 20 km daarvandaan gewaar het. Die Zulus sou dus dieselfde aand die laar kon bereik. Pretorius het dadelik beveel dat die waans moes terugtrek oor die rivier. Met 'n kanonskoot het hy al die verkenners teruggeroep. Hulle het effens na die suide beweeg en waar die bronswaans nou staan, het hulle laar getrek. Die trekkers was so geoefen dat hulle binne 1 uur 'n laar kon trek. Pretorius het met 300 man uitgetrek om die Zulus te konfronteer, maar het besluit om dit af te las omdat dit reeds namiddag was en die volgende dag ook 'n Sondag sou wees. Dit was, takties gesproke, die regte besluit. 'n Konfrontasie met die Zulus in die oop veld sou, soos die ervaring geleer het, 'n waagstuk wees. Maar kom ons bekyk eers die laar en omgewing van naderby. Die laar is getrek met 64 waans. Dit sou 'n omtrek van ongeveer 400 meter gee. Omtrent die omtrek van 'n atletiekbaan rondom 'n rugbyveld en 'n deursnee van ongeveer 65 meter. Met 10 osse per wa was daar 650 osse in die laar wat met rieme aan steekpenne in die grond vasgemaak is. Die osse was uitsonderlik mak en seker redelik gewoond aan die knal van gewere en kanonne. Na skatting was daar ook ongeveer 750 perde. Die mannekrag het bestaan uit 464 trekkers, insluitende 3 Britse setlaars, ongeveer 100 Christen Zulus, wat saam met die setlaars gekom het, 100 agterdrywers en nog ongeveer 120 anderskleuriges. 'n Totaal dus van ongeveer 800 man. Slegs die trekkers en die 3 Britse setlaars sou aktief aan 'n geveg deelneem. Die ander sou die vee versorg of help om die gewere en kanonne te laai. Die openinge tussen die waans was ongeveer 2 meter breed. Dit is toegemaak deur veghekke wat op Pretorius se versoek vervaardig is, nog voordat hy by die voortrekkers aangesluit het. Hy het geweet dat daar nie altyd doringtakke op die terrein sou wees om al die openinge tussen die waans te vul nie. Daar is ook veghekke tussen die voor- en agterwiele van die waans geplaas. Die veghekke is aan die waans vasgeketting. Hierdie veghekke sou keer dat die vyand nie die laar binnendring nie. Die grofgeskut het bestaan uit 3 kanonne. 1 by die hoofingang aan die noorde kant, 1 aan die noordweste kant en 1 aan die ooste kant. Die kanonne is spaarsame gebruik, want dit het baie kruit gebruik wat meer effektief deur die voorlaaiers, gelaai met lopers, benut kon word. Die hoofingang aan die noorde kant is gesluit deur 2 waans wat ingeswaai was met die dusselbome aan die binnekant van die laar, sodat die hoofingang maklik oop en toegemaak kon word deur slegs die 2 waans vorentoe of agtertoe te stoot. Hier het die kanon gestaan wat bekend was as Ou Griekie, wat op 'n onderstel van swaar ysterwiele gemonteer was en nie op 'n wa-as met wa-wiele nie. Op wa-wiele het die kanon die vuil manier gehad om agteroor te swaai as dit afgevuur word. Ou Griekie kan steeds besigtig word in die Voortrekkermonument in Pretoria. Hier is dit op wa-wiele gemonteer wat dit makliker maak om die kanon te trek. Die kanon aan die noordweste kant het die bynaam Weeskind gehad, omdat so baie kinders, so word beweer, weesgelaat is nadat hierdie kanon afgevuur is. Hierdie kanon en Ou Griekie is gelaai met skroot, stukkies potyster of klippe en kon 300 tot 400 meter verskiet, maar was veral vernietigend op korter afstande.
Die kanon aan die ooste kant was Pretoria se kanon. Dit was 'n 3-ponder. Met ander woorde, dit kon slegs 'n ronde koel van 3 pond, ongeveer 1,4 kg afvuur. Afhangende van die lading kruit, kon dit ongeveer 1500 meter verskiet. Die groot staatmaker van die voortrekker was egter sy geweer, wat 'n pangeweer of voorlaaier was. Dit het as 'n Sanna bekend gestaan. Die voorlaaier was egter nie altyd betroubaar nie. Die kruit in die pannetjie het gou water getrek en dan het dit nie ontbrand nie. Nat weer het die situasie ook net vererger. Hou dit ook in gedagte. Voorts het die loop gou warm geword en moes nou ongeveer 10 skote eers afkoel en selfs ook uitgespoel word om die aangebrande kruit te verwyder. Die trekkers het tussen die waans gestaan en skiet. Omtrent 8 man by 'n opening. Elke trekker het gewoonlik 3 of meer voorlaaiers gehad en met helpers om te laai het die skote redelik gou op mekaar gevolg. Te perd was dit moontlik om tot 4 skote per minuut te skiet, mits die voorlaaier telkens gevuur het. Buite om die laar is sweepstokke aan die waans vasgemaak en lanterns is aan die punte gehang. Alhoewel die vlammetjie maar flou was, sou 'n mens tog in die donkere bewegende gestalte naby die waans kon opmerk. Die vlam kon ook die korrel van die voorlaaier verlig. Was dit toevallig dat die kommando op 'n terrein moes land waar daar aan die suidekant van die laar 'n diep donga of sloot was met walle wat oorspronklik meer as 4 meter hoog was? Was dit ook toevallig dat hulle aan die ooste kant van die laar 'n rivier kon hê, wat oorspronklik breër en voller gevloei het, met 'n sekoeigat wat dieper as die lengte van 'n sweepstok was? Dit was natuurlike verskansings of hindernisse. Sou dit, in die woorde van Sarel Silje, die Here in sy heilige voorsienigheid kon wees, wat werksaam was en hulle toevallig op hierdie terrein kon laar trek? Die laar was aan sy ooste kant nie te na aan die rivier nie, omdat dit gereën het en die gebied moerasagtig was. Die gebied was oorspronklik ook dig begroei met riete. Aan die suidekant is die laar ook nie te na aan die donga getrek nie, maar ongeveer 40 meter ver, sodat dit buite bereik van die werpassegaai kon wees, indien die Zulus vanuit die donga wou aanval. Die aand het die trekkers onder leiding van Sarel Silje 'n biduur gehou. Daar is saam gesing en gebid en die gelofte is die laaste keer herhaal. Die Zulus moes al naby gewees het, want hulle het die trekkers hoor sing, maar hulle het dit as 'n geweeklaag geïnterpreteer. Toe het alles stil geword. Dit is onwaarskynlik dat iemand aan die slaap kon raak. 800 man het op die koms van die Zulus en 'n nagaanval gewag. Die Zulu-mag het net na middernag, dit wil sê op 16 Desember 1838, vanuit 'n suidoostelike rigting die laar genader. Die 2 hoorns van die aanvalsmag het eerste verskyn. 'n Digte mis het die laar omvou. En al wat die Zulus kon waarneem was die flou geflikker van die lanterns aan die sweepstokke. Hulle het gemeen dat dit die voorvadergeeste is wat oor die laar waak. En anders as hulle normale optrede, besluit hulle om nie met 'n nagaanval voort te gaan. Dit was die eerste taktiese fout. Sou hulle die laar in die nag bestorm het, sou die voortrekkers maklik oorrompel kon word. Hulle voorlaaiers sou ook in die nat misweer nie kon vuur nie. Die linkerhoring, die afdeling wat naaste in die rivier was, besluit egter om op hulle eie die laar aan te val en te oorrompel met die idee dat hulle daardeur weer Dingaan se guns sou wen. Nog 'n taktiese fout. Hulle beweeg deur 'n drif in die rivier, ongeveer 600 meter suid van die laar, en gaan effens aan die weste kant om die donga en beland in die gebied net wes van die laar. Maar toe verdwaal hulle in die digte mis. Dit het vir hulle gelyk asof die laar heeltemal verdwyn het. En aardig genoeg het die beeste en perde in die laar geen geluid gemaak nie.
Enige geluid sou in die Zulus die posisie van die laar verraai het. Die trekkers kon in die laar die geskuifel van omtrent 4000 pare voete buite die laar hoor. Hulle kon selfs die vetgesmeerde lywe van die Zulus ruik. Uit radeloosheid neem die verdwaalde linkerhoring toe maar plaas in 'n halwe sirkel, ongeveer 100 meter diep en ongeveer 50 meter van die laar af. Die toneel was ingeklee, verseker die bekendste, grootste en mees unieke slag in die geskiedenis van Suid-Afrika. Toe die son opkom, lig die misgordyn binne 'n paar sekondes. Dit was 'n helder sonskyndag. 'n Ideale dag vir die pangewere en kanonne van die trekkers. Die trekkers moes net so verbaas gewees het om die ongeveer 4000 Zulus binne 50 meter van die laar te sien, as wat die Zulus verbaas was om die laar skielik voor hulle te sien opdoem toe die mis verdwyn. Toe die Zulus die bevel kry om te storm, begin hulle eers met hulle aanvalsdril deur op hulle skilde te slaan, te spring, te fluit en hulle krygskreet Usuthu aan te hef. Voordat die Zulus behoorlik spoed kon kry om hulle werpassegaaie te gooi, brand die trekkers los met hulle voorlaaiers en die weeskindkanon aan die weste kant en saai verwoesting. Laag op laag storm die Zulus, maar hulle uiters geslote geleedere en hulle dooie makkers is 'n groot hindernis. Die werpassegaaie dring nie die laar binne nie. Die geweldige aanslag van die voortrekkers kon hulle nie lank verduur nie. Sommige probeer skuilings soek in die donga aan die suidekant van die laar, maar die trekkers beweeg aan die suidekant uit die laar en skiet van die wal af op die malende Zulus in die donga. Honderde Zulus sterf. Dit was eens te veel vir die Zulus. Die wat in die donga was, begin vlug na die suide en deur die drif waardeur hulle gekom het. Die ander begin weswaarts oor die vlakte vlug in die rigting van Vegkop. Hulle word te perd deur die trekkers agterna gesit en nog honderde Zulus word gedood. Dit was dan die eerste fase van die geveg, wat omtrent van 6:30 tot 8 uur geduur het. Meer as 1000 Zulus het gesneuwel. Die voortrekkers het skaars tyd gehad om verheug te voel oor hulle aanvanklike sukses en hulle wapens en ammunisie in orde te kry, toe die res van die Zulu mag van die suidooste opruk en voor die Shogane hoogte stelling inneem. 16 aanvoerders het effens verder noord versamel. Toe die regterhoring sien hoe hulle broers die linkerhoring in die stof byt, het hulle afgestorm na die rivier. Hulle kon egter nie deur die rivier nie en die trekkers het hulle buitendien vanaf die oorkantste oewer met die voorlaaiers gepeper. Terwyl die geveg by die rivier aan die gang was, het Pretorius beveel dat sy kanon aan die ooste kant van die laar op die koppie gerig moet word waar die aanvoerders versamel het. Dit was amper 2000 meter ver. Daar is klippe onder die kanon gepak om dit hoogte te gee, 'n dubbele lading kruit is gebruik en die skoot is afgevuur. Daar word beweer dat die dood van die aanvoerders die Zulu mag totaal ontwrig en gedemoraliseer het. Dit is ook al skoot wat hierdie kanon tydens die slag afgevuur het. Dit het heeltemal omgeslaan. Die regterhoring kon nie daarin slaag om van die ooste kant die rivier reg oor die laar oor te steek nie. En hulle swenk nou suidwaarts in die rigting van die drif onderkant die donga. Hulle word gevolg deur die kop en bors wat aan die laarhange van die Shogane saamgetrek was. Hulle beweeg deur die drif, om die donga en kom ook aan in die gebied wes van die laar. 'n Ruk het verloop tydens die geveg by die rivier en die Zulu se laaste beweging. Dit kan beskou word as die einde van fase 2 van die geveg. Hoeveel Zulus van die regterhoring by die rivier gedood is nie bekend nie. Die derde fase sou die hoofaanval wees. Die mag wat nou op die laar toegesak het, was omtrent 12.000 man sterk. Die regterhoring het onmiddellik vorentoe gestorm en met hulle werpassegaaie aanval op die laar uitgevoer.
Hulle is egter, net soos die linkerhoring, telkens teruggedryf deur die geweer- en kanonvuur van die voortrekkers. Daar het groot verwarring geheers. As 'n aanval misluk het die ouer regimente, die Kop en Bors, hulle makkers uitgeskel en dikwels probeer om deur hulle geleedere te storm. Die voortrekkers wou ten alle koste verhoed dat die Zulus 'n ruskans kry of moontlik moes gaan sit en wag vir die donker. Hulle ammunisie het ook begin min raak. Om 11 uur het die Zulus se aanvalle begin afneem. Hulle het begin onttrek en Pretorius het met 150 man uitgery om hulle in 2 kampe te verdeel. Die Zulus wat ooswaarts gevlug het probeer om deur die rivier te kom, maar hulle is in die stroom deur die voortrekkers doodgeskiet. Die Nkomo rivier het rooi geword van die bloed van ongeveer 1000 Zulus. Daarna het dit as Bloedrivier bekend gestaan. Meer as 3000 Zulus het gesneuwel en slegs 3 trekkers is beseer, onder wie Andries Pretorius wat 'n assegaiwond in sy linkerhand opgedoen het. Die agtervolging is voortgesit deur die rivier en toe noordwaarts in die rigting van Shogane Ntabana. Die groep wat links uitgeswenk het weer suidwaarts om die Donga na die drif geswenk en toe ook in 'n noordelike rigting gevlug. Hierdie gebied sou later Mtambo, die vlakte van Bene, heet. Die trekkers het hulle 3 ure lank agtervolg. Laatmiddag het almal teruggekeer Laar toe. Die slag van Bloedrivier was verby. Pretorius se kommando sou hierna as die Wen-kommando bekend staan. 'n dankdiens is in die Laar gehou en dit kan as die eerste herdenking van die gelofte beskou word. Die volgende oggend, 17 Desember 1838, is die Laar opgebreek en die trekkers het in 'n suidwestelike rigting na Umgungundhlovu begin trek. Op 20 Desember 1838 nader hulle Umgungundhlovu. Maar Dingaan het sy stad aan die brand gesteek en met sy volgelinge in 'n noordwaartse rigting gevlug. Dingaan is verslaan, maar nie die Zulus nie.